Geliefde geloofsfamilie, dis vanoggend amper op die sekond reeds 4 jaar wat ons hierdie kerkgebou in gebruik geneem het. En dit is vir ons 'n groot voorreg. Baie van julle was hier, baie van julle sal onthou hoe dit was. Streng inperkings onder 'n verloop van 2 eredienste, omdat ons nie almal wat hier was in 1 erediens kon kry nie. Vandag reeds 4 jaar terug, en ons kyk met groot dankbaarheid terug oor 4 jaar, en ons sien hoe groot en hoe goed Vader vir ons was, hoe sy seën op hierdie gemeente gerus het, en hoe hy ons geseën het, meer as wat ons ooit sou kon dink of verwag. En dit lei ons na 'n lewe van dankbaarheid. Dankbaarheid omdat ons nie net hierdie punt van samekoms het nie, maar omdat ons in Jesus Christus begenadig en uitverkies is om sy bruid en sy liggaam te mag wees. En daarom het dit my gevat na een van die mooiste gedeeltes in God se woord wat handel oor dankbaarheid en ook wat ons oproep tot dankbaarheid. Ek lees vir ons Lukas 17 vers 11 tot 19. En op reis na Jerusalem het hy deur Samaria gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê: "Jesus, Meester, wees ons barmhartig." En toe hy hulle sien, het hy vir hulle gesê: "Gaan vertoon julle aan die priesters." En onderwyl hulle gaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het hy omgedraai. En hy het God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig geval by die voete van Jesus en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? En daar was niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe die vreemdeling. En hy sê vir hom: Staan op, gaan, jou geloof het jou gered." Nou geliefde kind van God, ons het baie dinge geleer hierdie afgelope 4 jaar, en ek dink een ding wat ons gemeente in spesifiek geleer het, is om in dankbaarheid te lewe en uit God se seën te lewe. En dit is wat ook die getuienis is wat uit hierdie gemeente uitgaan. Mense met dankbare harte, en ons wil graag hê dit moet so bly, en daarom kom hierdie oproep uit die woord uit. Want die wêreld, om een of ander rede, die woord dankbaarheid of dankie sê uit die wêreld se woordeskat verdwyn. Ons sien dit al hoe meer, mense met ondankbare harte. Selfs Romeine 1 vers 21 waarsku ons dat as dankbaarheid uit jou hart verdwyn, dat dit die teelaarde word van allerlei sonde. So jy kan dit in jou eie lewe gaan toets. Die oomblik as jy ondankbaar word, die oomblik as 'n gemeente ondankbaar word, dan is dit die teelaarde, die begin van allerlei sonde. En daarom is Jesus ook aan die ontvangkant in hierdie gedeelte van die mens se ondankbare hart. Ons sien dat daar 10 manne is wat melaats was. 10 manne wat op pad na Jesus, op pad na Jerusalem, aan die kruis doen hy 5 laaste wonders. Hierdie is die 4de van die 5de wonders wat hy doen, om voordat hy aan die kruis gaan sterf, vir 10 manne te genees van melaatsheid. En nou sien ons dat hy deur Samaria getrek het. Die Jode in daai tyd wou nie naby Samaria gekom het nie. Om aan 'n Samaritaan te geraak het of kontak met 'n Samaritaan te hê, was volgens hulle 'n gebaar van onreinheid. Nou kom Jesus en hy gaan deur Samaria, en hier in 'n onbekende dorpie sien hy 10 melaatse mans. En nou is die wet van God vir ons duidelik oor melaatsheid. Ons lees in Levitikus dat mense wat melaats was, hulle baarde moes bedek, hulle moes hulle hare losmaak, hulle moes skreeu as hulle iemand sien aankom, onrein, onrein, om hulle te waarsku dat hulle nie by hulle hierdie gevaarlike bakterie aansteek nie. En daarom kan 'n mens vra, hoekom hierdie drastiese stappe teen melaatsheid? Want melaatsheid was in daai tyd 'n ongeneeslike siekte. Dus die bakterie is eers in 1873 geïdentifiseer, maar in daai tyd het dit alreeds oor die vel versprei. Dit het veroorsaak dat jou neus inval, dit het later na jou organe toe gegaan, en dan het jy gesterf.
van hierdie bakterie. So, mense wat melaats was, is wandelende dooies genoem. En dit is ook tereg so. Maar toe Jesus daardie dag sien, toe is daar uiteindelik vir hulle hoop. En dit hoor jy in hierdie noodkrete vers 13 as hulle vir Jesus sê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Hierdie Griekse woord vir meester is amper 'n belydenis op sy eie, omdat hulle deur hierdie aanroep van Jesus die geloof in hom het en in sy genesende krag. En in plaas daarvan dat Jesus hulle gesond maak, gee hy net vir hulle opdrag. Jy sien die groot almag. Hy sê in vers 14 vir hulle, gaan vertoon julle vir die priesters. Want dis wat moes gebeur het as iemand van melaatsheid genees is. In Levitikus 14 word vir ons gesê, gaan wys jou vir die priester, dat hy jou weer kan deelmaak van die geloofsgemeenskap. So op daardie oomblik was daar nog nie genesing nie, maar iewers op pad vind die genesing van hierdie 10 melaatse mans plaas. Op pad na die priester gebeur hierdie wonder. Mense vlug nie meer vir hulle nie, en hierdie aaklige dooie vel is besig om te genees. Nou sou 'n mens verwag dat 10 van hierdie mans, al 10 van hulle, uiteindelik 'n uitdraai sou maak. Mens sou verwag dat hulle in die woorde van Psalm 103 sou sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam, wat al my krankhede genees. Maar dit is alles behalwe van wat ons lees. Ons lees slegs van 10% van hulle, wat die gewer hoër ag as die geskenk. Een persoon wat bereid is om sy seremoniële plig by die priester 'n bietjie uit te stel. Een persoon se familie wat nog 'n bietjie langer moet wag voordat hy by die huis aankom. Omdat dankbaarheid nie 'n woord is nie, maar 'n lewenswyse. Daarom sê een van die skrifverklaarders, dit is nooit ongehoorsaam om dankbaar te wees. 'n dankbare hart weet, sy eerste en belangrikste doel is om dankie te sê. Daardie stem wat vir jare lank moes uitroep, onrein, onrein, is nou die stem wat God kan verheerlik. Vers 16 sê hy kry die geleentheid om dit persoonlik te doen. Hy het by die voete van Jesus op sy knieë neergeval en hom gedank. En dan staan daar in hierdie teks, en hy was 'n Samaritaan. So met ander woorde, ons kan hierdie teks impliseer dat die ander 9 heel waarskynlik Jode was. Maar die gemengde bloed Samaritaan is die een wat deur die Jode verafskuw word, wat terugkom om dankie te sê. Dalk was die ander 9 te belangrik. Dalk het hulle gevoel hulle is te belangrik. Dalk het hulle dadelik hoogmoedig geword. En dan is God nie meer die sentrum van hulle dankbaarheid nie. Dalk het hulle gevoel, omdat ons Jode is, verdien ons hierdie guns wat Jesus Christus aan ons bewys het. En nou is die hartseer van Jesus se hart kom uit die volgende vers na vore. Hy vra 3 vrae wat die hartseer in sy hart na vore bring. Hy vra, het daar nie 10 rein geword nie? Waar is die ander 9 dan? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te kom verheerlik behalwe hierdie vreemdeling? Jy kan die hartseer in Jesus se stem hoor as hy hierdie vraag vra. Want selfs 'n hond draai om en kom lek sy eienaar se hand wat hom gevoer het. En nou kom Jesus en hy sê, my eie mense, sê, dit kom my toe, ek verdien dit. Daarom, geliefdes, wil ek net hierdie van toepassing maak. Mag ons as gemeente na 4 jaar van God se seën aanhou terugdraai. Aanhou by die voete van Jesus gaan neerval om dankie te sê, want ons sien wat gebeur. Die oomblik as 'n mens ondankbaar word, as 'n gemeente ondankbaar word, dan is dit die teelaarde vir sonde. Of jy doen die regte ding, maar jou motief is om deur mense raak gesien en bedank te word. Of jy doen die regte ding uit dankbaarheid vir wat God reeds vir jou kom doen. En daarom is dit so hartseer dat die woord dankie en die lewenswyse dankie uit so baie mense se lewe verdwyn het. Jesus sê vir die Samaritaan met sy kop daar in die stof en in die grond,
op sy knieë, sê hy vir hom, staan op, jou geloof het jou gered. Tot op hierdie oomblik het daar 10 genesings plaasgevind, maar net een redding. Jou dankbare geloof het jou gered. So in mekaar geweef is ons verlossing en ons dankbaarheid. Hierdie man is nie gered deur sy dankbaarheidsdade nie, maar omdat hy verlos is in Jesus Christus, het hy dankbaarheid gewys. So ons moet dit baie mooi verstaan, daar bestaan nie so iets soos 'n ondankbare verloste nie. En daarom skryf Johannes Calvin oor die uitverkiesing, uit jou werke sal jy kan sien. Uit iemand se dankbaarheidslewe sal jy kan sien of daai persoon verlos is. Uiteindelik is dit nie een van die enigstes wat in 'n beter posisie is as die 10 van hierdie 10 melaatses as hierdie man op sy knieë by die voete van Jesus nie. En ons is ook nie beter as hy nie. Sonde bring verwydering tussen ons en God. Die wet kla ons aan sodat ons moet rondloop en skreeu, melaats, melaats, onrein, onrein. Maar dan stuur God sy seun uit loutere genade en nou sien ons kan die wet volkome nie nakom, maar ons ondervind dat ons die genesende, reddende, lewendmakende krag van Jesus Christus ontvang het, uit genade. En nou is die vraag vanoggend aan jou, 4 jaar later, na hierdie gebeure. Waar is die ander 9 dan? Is jy deel van die een wat teruggekom het om by die voete van Jesus te kom neerbuig, om dankie te sê, om dankbaarheid jou lewenswyse te maak? Of is jy deel van die 9 wat weggeloop het en gesê het, dit kom my toe, ek verdien dit. God gaan jou nie dwing om dankie te sê nie, hy doen dit nie. Maar hy het 'n liefde vir die wie wel die bereidheid het om te gaan dankie sê. Jy kan 'n lewe van ondankbaarheid lewe in hierdie bedeling en jy gaan 10-1 daarmee wegkom, maar die oordeelsdag is op pad. Hoor wat sê Maleagi 3 vers 16, dat God jou dankbaarheidslewe in 'n gedenkboek opskryf. Hy skryf die dankbaarheidslewe van 'n gemeente in sy gedenkboek op. Soos party ouers 'n boek hou van hulle kinders se eerste tree, hulle kinders se eerste glimlag, hulle kinders se al hulle eerste groot mylpale, kom God en hy skryf in sy gedenkboek op, hierdie kind van my, hierdie gemeente van my, het dankie gesê. Die vraag is, hoe lank is die gedenkboek van wat God neerskryf oor hierdie gemeente? Mag dit volumes wees. Mag dit nie net op 'n pamflet pas nie. En mag ons vanoggend saam met Paulus, Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in gebed en alles met smeking en danksegging by God bekend word. Laat ons lewens gekenmerk word, ons gemeente se lewe gekenmerk word. Nie net deur dankie te sê nie, maar dankie te wys. En dan sal jy Jesus Christus se stem ook hoor wat vir jou sê. Staan op. Jou geloof, jou dankbaarheid in jou geloof was vir jou ook tot redding. Vir die ander vraag, waar was die ander 9 dan? Mag hierdie gemeente na 4 jaar van dankbaarheid, na 4 jaar van God se seën ondervind, steeds haar roeping nakom, hier waar God ons nou geplaas het, om aan te hou groei in geloof en toe te neem in ons koninkrykswerk. Kom ons bid saam en ons vra God daarvoor. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons 'n dankbare gemeente mag wees. Dankie dat ons niks as vanselfsprekend mag aanvaar nie. Maar dat ons ook weet dat dit wat U hier kom doen het, vandag 4 jaar terug, op die 30ste Augustus 2020, toe baie gemeentes hulle deure gesluit het U hier 'n gemeente se deure kom open. En wat 'n verhaal van dankbaarheid, wat 'n verhaal van seën. En Vader, ons loof en ons prys U groot en heilige naam daarvoor. Wees met hierdie gemeente. En gee dat ons uit die dankbaarheid van Jesus Christus se reddende krag
mag lewe. Elke oomblik van elke dag. In Jesus se naam. Amen.